behaag om Elisabeth Maria de Necker van ons weg te neem. Waar ons nou gekom het om die ontslagene te begrawe, bou ons op die woorde van ons Here en Heiland wat gesê het: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Ook het Jesus verklaar: Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Omdat hy uit die dood opgestaan het en lewe, van ons wat glo, ook met hom opstaan uit die dood en met hom lewe. Geliefdes, omdat ons weet die dood op ons komt, laat ons God bid om ons te leer om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag behou, ons die kosbare tyd van ons lewe wat nog oor is, so sal bestee dat alles wat ons doen tot verheerliking van God sal wees. Die Here het gegee en die Here het geneem. Amen. Kom huis in, Maurits. Ja. Ek dink jy moet dokter Maria gaan bel dat hy vir mamma inspuiting kom gee. Dis beter as hy slaap. Goed, papa. Iets om te drink, Maurits? Ja, dankie, pa. Goed. Wat het gebeur? Ek dink pa is nou die tyd om daaroor te praat. Elise was my dogter en ek wil weet nou. Het was onvermijdelik geweest. Onvermijdelik? Onvermijdelik dat sy die berg gaan loop en 'n bottel vol pille drink. Wat is verkeerd met julle huwelik? Ons was besig om te skei. Julle was besig om te skei? Julle was besig om te skei? Hoekom? My pa het Elise gedigte gelees. Sy was 'n emosionele, onstabiele mens. Ag, snert man, ek vra jou hoekom? Omdat ek nie langer saam met haar kon leef nie, daarom. En ek hoor dit nou. Nou dat sy dood en begrawe is. Haar was nog nooit 'n maklike mens geweest om te praat. En jy het nooit die ordentlikheid gehad om hy te kom met my te sê, senator, ek en jou dogter is besig om te skei nie. Sy was julle dogter. Hoekom het sy nie na julle toe gekom nie? Maar ek sal pa sê hoekom nie. Omdat pa en ma vir haar vreemdelinge was. Verwyt jy my? Ja, verwyt pa en ma, julle al twee. Maar het ma nog ooit gesteer aan die kinders. Sy het vir dae lank in hierdie huis rondgeloop het sonder om met iemand te praat. En pa altyd die partye en politieke vergaderings. Was pa ooit 'n paar van? Dis nou genoeg, hoor. Pa geweet dat Elise te mekaar was met 'n klomp hippie kunstenaars. Dat sy gedrink het en dagga gerook het, van nagte lank nooit by die huis was nie, en pa het geweet. Jy lieg. Natuurlik lieg ek dit. Hoe kan 'n senator se dogter so laag daag? Dis jou vrou van wie jy praat. Ek weet dis my vrou van wie ek praat. En ek het haar lief gehad. Maar as ek wat dag na dag moes sien hoe sy agteruit gaan. Na uit hole uitsleep, dronk en hysteries. En jy sien dit en jy doen niks om haar te help nie.
De pa wat het pa gedoen. Het pa ooit al gedigte gelees? Het pa het gelees? Die trip, het pa het gelees? Nee, senator is te besig. Nou, wat gaan nou hier dan? Loop uit, Philip, ek praat met jou pa. Ek is nie 'n kind nie. Loop uit! Loop uit, Philip. Ek het nie gekom te verwyt nie. Maar die ding is hoogtyd dat pa die waarheid hoor wat in hierdie huis aan die gang is. Hoekom dink pa Philip 'n predikant geword? Hy het oortuig hom. Nee, hy gaan sekuriteit soek by die kerk. Hy gaan wegkruip. Dis nie vir my nodig om te luister na jou snert nie, man. O ja, ek dink pa het. Wat van Karina? Julle het haar in hierdie huis ingebring toe sy 16 jaar oud is en vandag is sy 22. Wat het julle vir haar gegee? Liefde, aandag. Jy het haar rokke gekoop, ja, aan die universiteit toe gestuur. Daarmee het julle mos julle plig gedoen. Hoor hierso. Ek gaan nie toelaat dat jy my in my eie huis staan en beledig nie, hoor. As jy nie vir jou kan gedra nie, man, trap hier uit. Ek sal loop. Maar dat ek pa net dit sê. Pa se invloed gebruik om my in die diplomatieke diens te kry. Ek het gister bedank. En pa het die huis vir die lease gekoop. Ek het net my klere gevat. Die kar staan voor in die straat. Ek sal die bus haal, senator. Ga weg. Willies, hoe het jy geweet ek is hier? Die klipkrieker die lyn geslaan plaas toe praat hy met Ouses. Wie? Die senator. Hy skiem toe vir Michelle, jy moet hom check as jy aankom. Iets oor Elise testament of iets. Toe maak 'n gebreekstasie toe. Klaar uitgebeer, jy gaan nie inboek. Hoe gaan dit met sis? O nee, help. Sy soek net plek in 'n ouer huis. Sy het gister 162 oor 'n speedtrap gesê. Toe jag sy weg. En toe? Toe maak die polisie 'n draai daar by die plaas. Toe spring sy in die bed met haar kloppings. En jy nou oké? Ja, ek's oké. Jy weet, Ouses het dit vere gelyk dat jy weghou van die begrafnis af. Jy weet mos hoe sy oor begrafnisse. Sy het laas maand die hele dag gesit om my eie begrafnis uit te werk. Haar fyn, dit op die teksvers. Al iemand wat 162 oor 'n speedtrap sal dit bra nodig. En nou, wat gaan jy nou kom doen? Kom boer? Ek boer. Nee, dankie. Vat jy maar die plaas vir jou. Nou, thanks, ou boer. Ek meen, mens kan partyke 'n bietjie geworry dra. Nie dat ek gedink het jy het my staal kon krimp nie. Jy weet hoe dit gaan. Net 'n komplantjie patats tussen my hanepoot, dan sal hy smoeles.
jy nie kyk waar jy ry nie? As jy my bakkie opgedam het, ek hierdie blerrie Chevy van jou by die waterval op afsmy. Ja, wat er aan my squad. Laat jou speelgoed uit die pad uit, man, ek wil ry. Groet jy nie vir Maurits nie? Hoe was die begrafenis toe? Dag, sis. Dit is alle En jy het die top net jou jack geskien. Die volgende donkers draf my al vooruit. Het jy alweer met die timing gekarre? Man, wat jy van timing weet, het ek jou gelees. Jy moet hier kom staan en lol nie. Kom, Maurits, kom. Schat, net maar sla die sonne ou hier te die grond dood. Jy, Filies, gaat haal jy vir Maurits, ek jaag hem aan 'n bier. Magtig, nee, sien ons hartseer nie. Wat jy nou maak, Maurits? Ek is 'n prokureur, sis. Seker maar op praktyk oopmaak. Waar? Hier by dorp? Nou kom nie. Hy se naam maak vir jou dood as jy sê vir my hier kom op en neer. Dan kom hy sy werk steel, nie. So, Okay. kan ek ook maar een kry? Wat, hierdie tyd van die dag, jy nie werk om te doen nie. Ja, natuurlijk, maar hier sit Ja, jy maar dan... skoot man, loop, kyk na jou lande. Jy haat my. As ek vrek van die dors gaan ek op jou reken. Filies, moenie vir my soek nie. Moenie vir my soek nie. Loop nou. Julle dan spiteflow spul en nekkers. Senator het al 3 keer gebel. Wat soek hy? Ja, moet ek nou weet. Hy is maar so fynkies, hy gril om en ek met 'n nekker te praat. Spul freaks. Julle ou lot van Blik hulle. Michelle, ek wil nie nou oor hulle praat nie. Ja, maar ek het ook gesien wat sy aan jou gedoen het. Dit kan ook nie vir my lyk. Hy senator jou weer bel. Moenie laat hy vir jou rondschant nie. Dis nie sy parlement hier waar hy kan kom maak en breek soos hy wil nie. Die Elise Skeepers wat dood is, sy was nie jou eie suster nie, was sy? Nee, ons was nie eens familie nie. Hoe goed 'n jaar regtig? Ek wil hê jy moet vir my 'n artikel oor haar doen. Die mense stel belang, jy weet. Gideon gaan nie baie daarvan hou nie. Die Skeepers was goed vir my, meneer Pienaar. Ek wil nie graag iets doen wat hulle gaan seermaak nie. Alright, maar as jy dit nie vir my doen nie, sal ek vir Betty moet vra. En jy weet wat van Elise sal oorbly as sy met haar klaar is. Wat wil jy hê? Haar lewe, haar gedigte, die Ingrid Jonker-prys, enigiets wat interessant is. Kan ek daaroor dink? Sê my môre. Right. Dis nou 'n mooi plek om te sit en werk. Ek is net klaar vir die dag. Ek is besig met 'n artikel oor Elise. Vir wie? Die koerant, die anders. Jy moet pappa daaroor gepraat. Ek het mos nie sy toestemming nodig nie, weet ek? Hy gaan geweldig omgekrap wees as hy daarvan hoor. Jy ken hom. Wel, dan moet hy maar wees. Karina. Wat gaan die artikel sê? Philip, ek het vanoggend eers begin. Ek is nie 'n profeet nie, ek weet nie. Moenie ligsinnig wees nie. Maurits het 'n klomp vieslikhede kwyt geraak om homself te beskerm. Ek hoop nie jy gaan die gemors verder die wêreld instuur nie. Wat het hy oor haar gesê? Vra vir pappa. Wie sê die was die artikel? Die nuusredakteur. En wie sê? Fine, Pienaar, uit my... Philip, jy gaan nie inmeng nie, gaan jy? Hoekom nie? Sy was my suster, onthou dit. Jy het geen vertroue in my nie, Philip. Jy is nog jonk en jy is onskuldig. As mense wat jou sal misbruik terwille van goedkoop sensasie. Maar jy gaan nie die satisfaksie gee om ons familie deur die modder te sleep nie. Is jy mal? Wat dink jy is ek? Hoe ken jy my? Jy's hardkoppig en jy's opstandig. En spasie, jy moenie gaan jy juist doen. En nou gaan jy met Pa en Pienaar praat. Is dit hoekom jy hiernatoe gekom het vandag? Nee. Ek het jou kom soek omdat ek jou wou sien. Toe kry ek jou so. Wat bedoel jy kry my so? Philip, net omdat jy predikant is geen rede kom ek nie mag jeans dra nie. Jy weet hoe ek oor jou voel. Kry dit nou vir een keer in jou kop?
gaan nie 'n pastoriemoeder word nie. Wat jy nou skryf in die kerk. Is jy nie meer 'n Christen nie? Philip, nie dat ek 'n Christen is geen rede hoekom ek met jou moet trou nie. Jy is nog baie jonk om sulke dinge te besluit. Ek is nie haastig nie. Hallo Gideon. Karina, dis 'n verrassing. Kan ek vir jou doen? Oom weet mos van die artikel wat ek wil doen oor Elise. Ja, Philip het my gebel. Hoekom moet jy haar lewe probeer oopspalk? Sy's dood en in haar graf, laat haar met rus. Of gaan jy net geniet om haar in openbaar te kruisig? Maar oom weet mos ek sal dit nie doen nie. Los dit uit. Jy karring aan dinge waarvan jy niks weet nie. Wat is aan die gang met Elise, oom? Philip sê Maurits het iets gesê. Maurits. Jy moet Maurits se naam nooit weer voor my noem nie. Jy met haar getroud is toe sy 'n gesonde, normale Christelike kind. 3 jaar later is sy gebroken in liggaam en gees. Waar was Maurits toe Elise hom nodig gehad het? Waar was Maurits toe sy hom nodig gehad het? Toe sê my? Dit was nie sy skuld nie, oom. Nie sy skuld nie. Karina, ek sal nie uit my pad uit gaan om Maurits na te kom nie. Maar hy moet bid dat sy paai nooit weer met my kruis nie. Karina, jy en Philip is nog al wat ek het. En dit is my hoop en tant Emily sien ook dat julle twee eendag by mekaar sal kom. So ek vra jou mooi, my kind. Los die artikel toe. Karina, is dit te veel gevra? Ek verstaan hom Gideon se punt. Maar dis my werk. Nou goed. Doen dan soos jy goed dink. Asseblief oom Gideon. Ek het gesê doen soos jy goed dink. Maar oom Gideon, ons kan nie so uit mekaar uitgaan nie. Jy weet wat my wens is. As dit vir jou niks beteken nie, gaan jou gang en ek weet wat ek sal doen. Maar Totsiens, Karina. En ek is al moeg gestaan en lieg vir jou. Nou vloek weet jy ontwyk kom. Jy wou hom gesê ons hou vakansie nie. Nee, vra my uit nie. Hy wil hê jy moet Kaap toe kom en daar kom 'n klomp goeders teken. Jy moet oppas wat jy vir hom teken hè, hoor jy my? Hy sou 'n groot skelm hy's kapabel van netjie nog uit jou Bybel en jou gesangeboek uithoek. Toe maar as ons prokureurs lees dinge voor ons hulle teken. Nou maar sê jy nou eens lotse bel of jy nou jou suster moet ter helle neer daar vir jou. Okay, ek sal hom bel. En Karina het ook gebel. Karin? Wat sê jy? Ja, ek vra nie uit nie, maar sy sou kom kuier, ek het haar genooi. Sê vir groete vir Boetie hoor. En sê hom sy plaas staan en droeg uit, maar wat word ek? Ons rol mos in die geld. Nou goodbye nou eers. Onthou nou om te bel, nee. Okay, ek sal hom bel. Bye. So, nou had jy nou alles. Die hele boedel. En selfs my cricketkolf en my plate. Jy het niks in die huwelik aangebring nie. So jy het niks verloor nie, hè jy? Nee, ek het niks verloor nie. Waar is die boot, Maurits? Oh nee, dis myne. Sy het dit vir my gegee. Maurits,
verstaan jy gaan 'n besigheid begin in Woester. So jy opponeer my, né? Ek gaan niemand opponeer nie. Ek's 'n prokureur-senator. Kan jy help as u ook 'n praktyk daar het? Maurits, daai boot is gekoop met geld wat ek gedeponeer het in Elise rekening. Of jy bring vir my die sleutels en ek laat jou firma in vrede. Of jy beveg my en ek gebruik elke invloed wat ek het teen jou. Dit dreigement. Ja, Maurits, dit is 'n dreigement. Ek kan jou nie keer nie, senator. Maar dat ek jou dit sê. As jy dink jy gaan my ruïneer, dan gaan jy die grootste fout van jou lewe maak. Maurits? Hallo, Karin. Hallo, Maurits. Wat maak jy hier? Is Mogiri nog daar binne? Ja, hy is nog daar. Kan ons iewers heen gaan waar ons kan praat? Ja, as jy wil. Jy het argument met hom gehad. Ja, ek het. Ek is besig met 'n artikel oor Elise. Gee jy om met my oor haar te praat? Ek is nie onwillig nie, Karin. Maar daar soveel dinge tussen ons gebeur, het is soos 'n nagmerrie. Ek wil nie uitwis oor julle persoonlike dinge nie. Dit is moeilik om met jou te praat, nie, jy weet het. Ons nog altyd goed oor die weg gekom. Dit is net... Ek voel vandag omgekrap. 'n Ander dag miskien, as jy nie omgekeer. Dankie. Ek sal oor hy Woester toe. Die artikel is nie in die koerant nie. Dat ons het besluit om Jy het besluit julle gaan dit nie meer plaas nie. Is dit wat jy probeer sê? Dis seker niks om oor ontstel te word nie, juffrou. Meneer Pinaar, wat het die senator gesê wat julle tot in julle sokkies laat skrik het? Hy sit op die direksie van 14 maatskappye in die Kaap en elkeen het gedreig om hulle advertensies te stop. Nou kyk, jy ken hom nie, maar hy sal sy sin kry, moet hy elke man breek wat in sy pad kom staan. In elk geval, jou artikel is nie my job werd nie. Jy steen met my geleer het oor koerant se integriteit. En nou? Maar jy nou nie vir my kom staan 'n prik nie. Julle jong mense maak my siek met julle beginsels en integriteit. Ons leef van brood, nie van integriteit nie. Hallo, het jy die seer gekry nie, jong? Nee, dit was lekker. Hoorie, wat maak jy vanaand? Man, ek het eintlik vir Maurits kom sien hierdie naweek. Jy kan hom môre sien. Vanaand dans ons, oké? Maar jy het mooi geword, hè? Damn it. Ek het nie 'n rok gebring nie. Maak die saak nie, jy leen by Michelle. Hoekom het Maurits my nie gesê van jou nie, hè? Jy is ook so damn synig met alles wat hy het. Hoorie, Maurits, sy is gedate vir vanaand se dans. Vir kerk môre, vir piknik by die rivier en môre aan se opset. Jy het jou foto van haar, oké? Jy het alles uitgewerk, hè? Ja. So by ons bly vir die naweek op die plaas. As jy my vra, As hy jou vra, koekoes, ek vra jou. Jy maar, hy bly anyway nie eens meer daar nie. Hy het getrek dorp toe. Soos ons mis van hom ontslaag. maar ek moet eers met hom praat. Nee man, dis naweek. Hy het nie spreekure naweek. Sy kantoor maak eers maandag oop. Jy kan maandag afspreek. Elise, gaan jy nou plaas toe? Ek sal betyds by jou aflewer vir die dans toe. Jy wil ook altyd eerste in die queue staan. Jy weet jy's mooier as ek. Maar jy het nou weer die fantastiese persoonlikheid.
En jij, Maurits? We gaan met jou. Ik ga niet oral. Kom maar zien, ik ga niet oral. Ik ga niet meer die artikel doen, Maurits. Kom je dan niet? Ach, ik zoek net 'n bietjie raad by jou, oor Philip. Wat sy raad sal ek mag gee? Op my ma was dood, sy is gewees. Weet jy wie wel gooi? Klok is hier. Ek het 'n probleem met Philip. Philip, hoekom? Hy dink hy het reg op my net omdat sy ma en pa my so soort van aangeneem het. En jy weet hoe hy is as die eerste ding is ek kry dit nou eintlik. Jy voel nie braal is vir 'n pastorie nie, né? Ek het in 'n pastorie groot geword toe ek 16 was, maar dit is nie dit nie. Ek weet genuine nie of ek met hom wil trou nie. Ja, of jy het hom lief of jy het nie. Dis al wat tel. Weet jy? Ek kan jou nie raad gee nie. Maar wat ek jou kan sê is, miskien moet jy wegkom van hulle. Ek wil so vanaand te gaan dans. Ek sê vir Felice. Ek het kaartjies vir te doen in die Kaap vanaand as jy lus vir. Dink jy hy gee om as ek vanaand alleen by die huis sit? Wat worry hy? Meisie kan dit vir hom kom kuier, nie vir jou nie. Toe loop nou, daar's altyd hordes los meisies by sulke danse. Wil jy nou hê ek moet 'n los meisie optel? Hulle sal vir jou optel, jy het nie nodig om hulle op te tel nie. Toe, skort nou. Jy moet sê maar ek kom in die moeilikheid. Nou is dit jou eie dommigheid. Jy's mos al mooi groot genoeg om te weet waar kom kindertjies vandaan. Om te weet en om te keer is twee dinge. Vir hier sê jy basta met jou skurwe stories. Of wil jy hê ek moet jou broek vir jou en jou bas vaswerk? Ek kan nie so die Chevy se sleutels uit, ten minste nie lêplek binne nie. Dit sal help. Jy is nou maar 'n ander suster wat 'n broer sonder so aan sy noodlot oorlaat. Sorry, jy net laat jou noodlot tussen jou ore bly sit. As jy nooit nodig het om by jou suster te kom huil nie. Ek sweer jy is die grimste suster in die hele wêreld. Sy het niks gebreek nie, meneer. Sy lê net aan skok en is gekneus. Ons dink sy is 'n paar dae in die plein net vir veiligheid. Sy is in saal 3. Praat later met jou. Wat het jy in die kar gemaak? Ek wil nie nou. Man, ek het enige sympatie met jou.
Maar of jy wil of nie, jy gaan praat en nou. Gideon, die kind was in 'n ongeluk. Kan jy nie sien hy lê as kop? Geen onbooi voel nie. Ek het jou 'n vraag gevra. Wat is jy in die kar gemaak? Ons was na 'n simfoniekonsert gewees. Simfoniekonsert. Die ongeluk was om 1:30 gewees. Van wanneer af kom 'n simfoniekonsert om 2:30 in die môre uit? Ons het koffie gedrink in 'n kamer. O, jy was in Karina se slaapkamer. Gideon, asseblief. Ons kan môre die saakies uitstryk. Môre, sodat hy tyd het om 'n spuldeens uit te dink. Hoe lank is hierdie ding tussen jou en Karina aan die gang? Maurits, ek het jou 'n vraag gevra. Ek het niks om te sê nie. Jy het nie een kind se lewe verongeluk, maar jy is nie tevrede nie. Nou vat jy vir Karina ook. Om wat mee te maak? Om wat mee te maak? Is dit die rede waarom Elise 'n bottel vol pille gedrink het? Nee. Papa, Karina het nooit so iets gedoen. Man, jy's 'n predikant, maar vir mense weet jy niks. Maurits, ek het vir Karina gesê eendag. Jy moet bid dat ons baie nie weer kruis nie. Ek is sterker as jy, Maurits. Jy wou gehad dat ek met jou wys hoe sterk. Nou sal ek. En nou moet jy net nog besigheid maak. Dit is geen probleem nie, die kry ek vir jou. Sê maar so chop. Jy weet prokureurs mag nie adverteer nie, né? Ha, hoe dink jy ou skiepers miskien sy geld gemaak het? Maar luister eens, Maurits. Ek moet eens nog met jou praat oor jou moeilikheidjie wat ek het met die spiekkops man. Luister, Michelle. Ek kan nie my eerste saak verloor nie. Jy het 160 gery, daar's geen manier hoe ek jou kan afkry. So, bly skuldig, betaal jy boete. So jy gaan nou met jou eie suster voor die swyne werk. Dis al jou vyfde oortreding. Dink jy hulle gaan jou glo? En sy met die tronk kan opsluit? Dan vra ons vir genade. Daar kry jy nou ekstra. Tussen 'n rand dat ek gemors om jou universiteit toe te stuur. En wat weet jy? Prokureur. Laat dit reg. Ja, meneer. In verband met die 2 ander kantore wie jy lê. Kan ek jou spreek daar? Zeker? Toe maar ek loop. Ek kan eens kan vang. Man, ek het geweet ons het gepraat oor ekstra kantore, maar ongelukkig sal ek jou nie kan help nie. Ek het met my vernoot gepraat. En hy het ongelukkig al die kantore uitgegee vir 'n ander firma. So die probleem is, jy sien, en gelukkig vir u het ons nog nie 'n kontrak onderteken nie, waarmee. Sê my, u ken vir senator Schippers? Ja, maar die senator niks daarmee doen nie, ek weet. Kom luister hier. Hoor jy dit? Wat? Hoor jy kry die aan? Nou ja, ek hoop het gaan goed met jou besigheid, Maurits, man. Jy weet, ons het om Gideon se rekening ook hier, né? Ek weet nie, mos. Prokureurs is goeie kliënte. Vir alles hulle sulke stywe trustrekenings hier by ons hou. Ek dink dis omtrent alles. Ag, teken tog net los daar, asseblief. Dan al mos. Dis al, dankie. Nou nog net jou chequeboek gaan haal dan. Soos in besigheid. Stap sommer saam. Stap maar voor. O, hallo Marie, hallo Gerard. Ek julle voorstel, Maurits de Necker, meneer Scholtemeier en meneer Boda. Ja, Maurits het ook nou net al sy besigheid hier na ons toe gebring. Nou is die prokureur sommer almal onder een dak. Wees op, van die besigheid aan my kant toe kom op, bosie, anders gaan my rekening jou niks help nie. Kom ons gaan kry maar jou chequeboek gou. Ek is nou by julle, Marie. Dit nie besigheid werf is nie, wat is dit dan? Chequeboek meneer de Necker, asseblief, juffrou. Jammer dat ek jou so vinnig al weggeneem het, man, maar ek moes jou eintlik gesê het om Gideon en Marie Scholtemeier is vernote. Maar dat gaan nie baie daarvan hou as ons vir jou werk gee nie. Dankie, juffrou. Maar moet jy nie bekommer nie. Ons sal vir jou sorg. Bly maar net stil af. Baie dankie, mos. Dankie. Pa het gesê jy moet huis toe kom. Ek wil nie huis toe gaan nie, Philip, ek wil woonstel toe gaan. Kan ek jou hoor hier? Jy voel nie goed nie. Is beter as jy eers by die huis kom rus.
Kan jy nie verstaan nie, Philip? My pa weet wat goed is vir jou. Hy bedoel dit goed. Ek is nie meer 'n kind nie, Philip. Ek weet wat ek doen. Karintjie, ek wil met jou praat. My pa het gekrenk wie jy. Hy dink jy en Maurits het 'n ding aangegaan voor Elise se dood. Dis 'n mislukking om te sê. Karin, asseblief. Kan jy nie sien hoe lyk dit vir ander mense nie? Ek gee nie om wat ander mense dink nie. Dis my pa van wie jy praat. Dink jy nie is iets aan hom verskillig nie? Wat moet ek miskien doen? Kom bietjie huis toe. Kom bly rukkie daar. Ek wil net my eie lewe lewe. Niemand is hier op aarde om vir homself te lewe nie. Kom. Kom ons gaan huis toe. Môre, Gideon. Môre. Môre. Man, ek het gedink oor daai Maurits en Necker ding. Jy is seker dis die presiese woorde wat hy gesê het. Nie die presiese woorde nie, min of meer die strek. Jy is seker hy nie besig om 'n grap te maak. Ek glimlag, man. Ek het net 'n grap gemaak. Kyk, Maurits is nie onnoos nie. Hy gaan homself nie sommer so blootstel nie. Maar hy het nie geweet as ons nie, oom. Hy het my eers later uitgevind. Ek weet die wetsorde is streng oor hierdie soort van besigheidswerwe. Hulle gaan vir hom skraap as ons ons saak kan bewys hoor. Maar ons kan dit bewys gee, ja. Hoe gaan dit lyk? Ons is 'n ou gevestigde firma en hy's 'n nuweling. Dit gaan lyk asof ons hom bepoelie. Bossie sal getuig. Ek is nie seker nie. Bosman is nie 'n gek nie. Hy gaan nie sommer laat ompraat met sy eie kliënte getuig nie. Dis vir jou om te besluit, Gideon. Ek dink julle moet die saak met my los, laat ek 'n bietjie daaroor dink. Dankie vir julle bereidwilligheid, né? Julle gaan vir my hoor. Sê dan. Tot sien. Dominee Schippers hier, goeiemiddag. Philip, dis Maurits hier. Kan ek gou met Karin praat asseblief? Ek dink liewer nie, Maurits. Jy weet wat nou die aand gebeur het. Dink jy nie dis vir Karin om te besluit nie? Wat lief haar sê. Ek glo nie enigiets met jou te doen nie. Jy kan nie met haar praat nie, en dis al. Luister mooi, Philip. As jy nie vir Karin telefoon toe roep nie, dan kom ek so toe of jy dit daarvan hou of nie. Wat sukkel jy so met haar, man? Wat is in die gang met jou? Gaan jy vir Karin roep of kom ek so toe? Ek praat nie verder met jou oor haar nie. Asseblief, vergeet my dit. Ek ry nou. Ag, Maurits. Jy ken my pa. As jy jou voete hier sit, gaan hy die polisie bel. Ek dink nie jy wil dit hê nie. So bly net weg. Nou maar kom kry jy nie die polisie nie. Toe kry hulle. Ek sal die storie vir elke koerant in hierdie land gee. Wie dink jy is jy, hè? Toe wie dink jy is jy? Ek sê jou sê. Ek is die ou wat daar in 'n ongeluk laat beland het. En ek is die ou wat as enige ordentlike mens vir haar 'n bossie blomme wil bring. Philip, jy gaan nie die polisie bel nie. Bel vir papa. Hallo pa. Ek dink pa moet huis toe kom. Maurits is op pad hierheen. Ja. Man, jy weet, met jou tipe het ek nou nie veel lus om te loop en tyd mors. So hoekom sit jy nie maar die liewerste die polisie op? Ek het jou 'n ordentlike beskaafde vraag gevra, juffrou. Van ordentlikheid en beskawing het jy nog maar net gehoor, ja. Maar vir jou informasie, sy is hier. Raai, Dominee. Maar jy's daarom slim. Ja, sy was hier. Maar sy's weer weg, saam met Maurits. Jy sal dit nou dalk nie weet nie. Maar Maurits moet môre voor die wetsgenootskap gaan verskyn.
En ek reken sy wou by hom wees. Nou moet jy baie mooi na my luister, as jy wil weet wat goed is vir jou en jou 2 broers. Ek het gelus om na jou te luister nie. Jy is die kereltjie wat daardie klag teen Maurits deur die wêreld vol gaan uitbasyn het. En van daardie dag af kan jy maar net so goed sy firma gesluit Moenie doen. my verantwoordelik hou vir sy misstappe nie. Ag man, gee pad van my plaas af. Langer julle hier rondstaan, hoe meer bemes julle die plek. So ry of bly. En jy met my kar gelol? Nie daai stuk drek 'n kar. Ek vra jou, jy het met my kar gelol of nie? Jongen, ek sien een van jou kinders nie. As jy met my wil praat, moet jy ordentlik praat. Wat wie nou alweer hê? Pas jou voet. Praat jy jou besigheid? Kan ek jou foon gebruik of kan ek nie? Nee, jy kan nie. Nou hoe die duiwel dink jy moet ek miskien in die dorp kom? Ai, liewe skepper, jy mos 2 gesonde voete gegee om mee te loop. Gebruik hulle. Weet jy wat hierdie episode jou gaan kos? Weet jy? Wel as jy nie weet nie, gaan jy uitvind. Dit beloof ek vir jou. Jy maak my moeg, man. Die dorp is net 10 myl. En as jy so vinnig kan loop as wat jy kan lieg, dan is jy sommer nou daar. Alsjeblieft, meneer. Dankie. Jy bent in die tyd, is ek jou dominee net? Ja. En jy? Wat wil jy doen? Ek is 'n senator. Wat 'n party? Van die nasionale party natuurlik. Is dit? Die klag is dat die teenstrydig met die etiese norme en reëls van die wetsgenootskap op 'n onprofessionele wyse gehandel het deur kliënte te werf vir die firma. Die klaers wat getuies was van die voorval het stawende beëdigde verklaringe aan die tugkomitee voorgelê. Het die meneer Scholtemeier en Botha se verklaringe in die besit? Ja, ek het. Ons het ook u verduidelikende brief ontvang, meneer De Necker. U het nou geleentheid om die saak te stel. Dis dan al, meneer die voorsitter. Ek dink die here het afleidings gemaak wat heeltemal onbillik was teen my. Meneer De Necker, ja, dit blijft mij een open vraag of die opmerking niet wel ernstig bedoeld was niet. Zelfs al heeft hij dit als een grap gecamoufleerd. Mag ik net nog iets noemen, meneer Wensel? Meneer Scholtemeier is 'n vernoot in die enigste ander prokureursfirma op die dorp. En daar is aan my gesê, nog voordat ek my kantoor oopgemaak het, dat ek teespoed met hulle gaan ondervind. Na my mening behoort die komitee meneer Scholtemeier se getuienis met die nodige versigtigheid te beheer. Sy getuienis strook met die van die bankbestuurder en ook met die voorsitter van die dorpskomitee. Dis eerbare mense hierdie, meneer De Necker, gesiene inwoners van die dorp. Het u nog enige iets verder om te sê? Nee, dit sal weer. Sal u dan asseblief buite wag terwyl die komitee beraadslaag?
is nie die einde van die wêreld nie. Was jou hele loopbaan? Is my loopbaan enige tyd verhou, ja. You can come in now, Mr. De Necker. Meneer De Necker, dit is vir die komitee onnodig om aan u te verduidelik in hoe ernstige lig ons 'n saak soos die beskou. In die geval kon die komitee na aanleiding van die verklaring van 3 vooraanstaande eerbare persone in die omgewing tot geen ander gevolgtrekking kom dat u wel daarop uit was om besigheid vir die nuwe firma te werf nie. Ons het dus geen alternatief nie as om by die Hooggeregshof aan te beveel dat die vir 'n tydperk van 6 maande van die prokureursrol geskraap word. Wat nou, Maurits? Die saak gaan na Hooggeregshof toe. Amper soos 'n gewone hofsaak. Kan getuies roep, stukke indien. 'n Advokaat kry om my te verdedig. Alles is dan mooi verlore. Dink jy het 'n kans? Vir jou. Sal jy net teken asseblief? R40.000. Maar uw senator seker van sy bly die kop af. Waarom moet ek R40.000 vanaand kry? Meneer, ek is maar net die geregsbode. Ek doen net my werk. Teken net asseblief. Nee, dankie. Ek teken niks. Sorry vir jou bel, ek's haastig. Sê jy vir die senator ek kan in sy maai ploeg so stupid as ek nie. Wat is dit nou weer? Felies. Teken hierdie ding. En stuur hy ook bliksem met dit weer vir ons in elk geval hierdie pos terug. Teken. Gaat ons meer as net 'n advokaat nodig hê. Boetie, gaat ons die duiwel self aan ons kant moet kry. Ken. Bly kalm. Bly net kalm, ons sal dit uitsorteer. As ek dit geweet het gesê hy Bly stil, nee, jy het klaar te veel gesê. Klim in die kar ry. Ek sê van Maurits niks hiervan nie. Damn jou senator. Goed hoor. Ja, ek sal hom sê. Tot ziens. Wie was dit? Schottenmeijer. Dank je wel. Weet ma iets oor die ding van die boot? Ja, Het is Maurits se boot, ma, ons weet dit almal. jy ken jou pa. Het is een ding om 'n aksie teen iemand te hê. Het is 'n ander ding om te lieg om iemand te benadeel. Hoekom praat jy met my daaroor? Hoekom praat jy nie met hom daaroor? Ma, sy vrou. Dink jy ek het enige invloed oor hom? Net een mens na wie hy luister, en syself. Nee, dankie. Ek het niks vir hom te sê nie. Daar's sekere dinge wat jy met die Bybel regmaak, Philip. Dan se ander dinge wat jy met die wet regmaak. Jy doen dit op jou manier, ek doen dit op my manier. Maar dit is 'n leuen. Dis die wetlike posisie. Daai boot is nooit in Maurits se naam nie. Dink maar nie dit gaan te ver nie. Te ver. Aan wie se kant is jy, Philip? Pa weet dit tog. Nee, ek begin dink ek weet dit nie. Toe jy moet kies aan wie se kant is jy? Besluit. Pa weet tog ek was nog altyd lojaal teenoor pa. Nou ja, dan is niks om oor te argumenteer nie, man. As iemand van ons daardie boot gebruik het, ek kry die idee dis wraksig. Dis nie ter sake nie, Philip. Jy is my seun en ek wil hê jy moet weet waar jy staan ten opsigte van die familie. Ek is besig om vir Maurits te druk, sodat hy vir Karina kan los, dis al.
En laat sy haar los. Ek moet senaat toe. Die eerste minister praat nou. Karina by haar werk. Ja, pa. Daar's 'n briefie van die senaat af. Dis seker jou pa. Môre. Bly jy gekom? Ek het dit nie waardeer dat jy met Maurits daar weg is nie. Dit weet jy nie. Ek het so 'n bietjie meer lojaliteit van jou verwag, Karina. Nou goed, ek het jou nie hierheen laat kom om jou te verwyte nie. Wat ek van jou wil weet is, wat is die rede? Waarom is jy met hom daar weg? Vir hom, Gideon. Jy het ons gelos vir hom, is dit reg? Oom, ek Is dit reg of verkeerd? wil net 'n bietjie wegkom, oom. Nou goed, laat ek vir jou so vra. Probeer hy verhouding met jou aanknoop. Antwoord my. Ek sien jy ontken dit nie. So kan vaar jy doen dit gewillig. Oom, alles is nie reg of verkeerd nie. Ek hou van Maurits. Ek hou baie van hom. Is dit nou 'n sonde? Ek wil nie met jou argumenteer nie. Ek en jou tant Emily het alles vir jou gedoen. Ons het jou liefde gegee, ja, alles wat jy nodig het. Al wat ons van jou begaat het, is 'n klein bietjie lojaliteit. Julle kan nie my lewe vir my dikteer nie. Ja, ek weet dit. Ons kan nie. Oom Gideon. Nie vir my kwaad wees nie, asseblief. Jy weet wat gebeur het met die boot, nee? En van die probleme met die wetsgenootskap. Nou het sy jonger broertjie my in die publiek gebelaster. Ek gaan 'n eis instel teen daai familie. Ek gaan daai familie ruïneer. Ek wil jy met baie goed daaroor dink. Oom Gideon. Is oom besig om my af te pers? Af te pers? Waarvan praat jy? Ek is nie onnoosel nie. Eers het oom op my gevoelens probeer speel. Maar nou dreig oom openlik om hulle te ruïneer as ek nie wil luister nie. Ek kan jou eie afleidings maak. Ek het nie gedink die dag gaan aanbreek dat ek oom beveg nie. Maar nou dwing oom my. Karina, ek het jou van tevore gesê en nou sê ek dit vir jou weer. Jy moet doen soos jy dit goed dink. Want ek jou waarsku. Dis hulle by die gevolge gaan dra van jou hardkoppigheid, nie jy nie. Ek hoop dit gaan jou gelukkig maak. Ek kom raad vra my. Nou net so asseblief. Hoe belangrik is Maurits vir jou? Hy is my die belangrikste mens in die hele wêreld. En hy? Hoe voel hy? Hy voel ook so. Ek dink ek is al iemand wat regtig geweet het hoe hard hy probeer met Elise. Was nie sy skuld nie. Die tante waarmee oom Gideon nou besig is. Ja, ek weet ja. Dan kan jy hom nie keer nie. Nee, my kind. Ek kan nie vir jou help nie. Daar's niks meer tussen ons twee. Vir baie jare nie meer. Hy het aan my gevoel vir hom stuk vir stuk doodgemaak. Die jongen was ek baie keer dood gewees. Ek het geprobeer om te ontsnap uit hierdie huis. Elke keer as ek probeer het, het hy my gekeer en ek het nooit die krag en die moed gehad om werklik weg te breek nie. Ek haat hom. Natuurlijk kan je ook niet.
Karin, hy's besig om met jou te maak wat hy met my gemaak het. As ek jou raad kan gee, doen wat jy dink is reg vir jou. Ja, juffrou, ek hoor iets verplaas. Verplaas, ek? Ja, die baas jou nie gesê nie. Nee, waarheen? Johannesburg toe. Ja, vra hom self. Ja, ek kom sit hier. Ek hoor ek is verplaas. Ja. Hoekom? Ek hoor dis eie redes hoekom jy dinge doen, juffrou de Waal. Ons het jou in Johannesburg nodig. Spaar my die mooi praatjies, meneer. Ek weet hoekom ek verplaas is. Oor senator Skeepers julle gevra het. Maar ek is jammer ek gaan nie. Luister, moenie vir my kos staan 'n vies maak nie. Ek is die redakteur van hierdie koerant en jy gaan maak soos ek vir jou sê. En as ek weier? Dan ben jy waar jy kan toe. Nou goed, meneer. Dan bedank ek. Juffrou, luister. Jy is nou ontsteld. Gaan dink 'n bietjie na. En dan besluit jy. Nee, meneer. Ek het klaar gedink. Ek weet wat ek gaan doen. Totsiens. Juffrou, kyk of jy vir my senator Skeepers naam kan kry, asseblief. Probeer sy kantoor in die parlement. Jy het nie eens geld nie, Karinkie. Wat gaan jy in Pretoria maak? Ek het 'n vriendin daar. Ek sal werk kry. Wat dan vir ons twee? Ek weet nie. Gio? Ja. Hoe kom jy dan weg aan my? Ek kan nie langer in hulle skaduwee lewe nie, Maurits. Jy moet goed gaan nadink, Karinkie. Oor jouself, oor ons twee. Dis 'n groot besluit wat jy moet neem. Ek weet. Kom. Goeiemiddag. Goeiemiddag, Karina is aan. Nee, sy is met 'n man hier weg. Ken jy hom? Ja, dis Maurits de Necker. Sy het haar tasse gevat. Ek dink nie sy kom gou terug nie. Dankie. Karin is nie hier nie. Sy het gery. Die 9de gebod, Philip. Die 9de gebod, jy's 'n predikant, onthou dit. Kan ek jou miskien help? Nee, ek glo nie jy kan nie. Dan maak jy van my en dom afkom. Net sodra ek met Karin gepraat het. Hallo, Maurits. Hallo, Karin. Ek het hier blomme gebring. Dankie, hulle is pragtig. Dis nou genoeg, hoor. Kan ons nie ergens gaan koffie drink nie? Ons kan nie hier in vrede gesels. Sy gaan nie saam met jou nie. Sê wie? Het jy hierin gekom om moeilikheid te maak? As dit 'n misdaad is, vir een persoon om met 'n ander te gesels, dan sê ek ja, ek het moeilikheid. Wie dit duiwel dink jy praat jy? Dis sy een van ons skiel geword. Met jou. Ek het nog altyd gedink jy's 'n beskaafde mens. Maar jy net ons kan allemaal foute maak. Ek sê jammer, Karin, ek wil jou nie met die onaangenaamheid betrek het nie. Maurits? Wag vir my. Karin!
de Necker. Ja? De Necker is tevreden gerecht worden. Senator Skippers zet de vonnis in vertrouwen waar hij boet daar. Je moet de sleutel van mij geest. Dank u. Zo, hofbevel. Ik kan het niet ignoreren. Wat is jouw boek? Dat zal eerst mijn bewijs. En je gaan niet. Waarom je daar satisfactie? Maar jij wil echt moet hier opstaan en beklei. Kijk je wat die jij nou? Luister, kijk. Elise daar boot met zijn geld. Ik hoop echt aan het niet betwist. Niks is zo arm. Dat hij dan vat zit. Het is niet die begin hier, het gaan hier ophou nie. Ik weet. So vir my wat die oorlog is, nee. Meneer dat jokt aan mij. Maar dis nie jy wat my ontstel nie, dis jy. Toe jy die blomme vir my die dag gebring het. En jy hulle gedaag het om die polisie te bel. Dis wat my die krag gegee het om uit te loop. En nou? 'n Boot is nie die einde van die wêreld. Maar dis nie die boot nie. Dis die beginsel van die saak. Luister, Karin. Die grootste sottiede onder hierdie son is al gepleeg in die naam van beginsels. Kom ons vergeet het. Maurits, toe ek saam hier vandaan weg was, was 'n keuse wat ek moes maak. Jy het dit verstaan. Ja. As jy wil sê, maar ek sal enigiets vir jou doen. Ek sal lieg, ek sal beklei enigiets. Maar ek ook nie ons hoef so ver te gaan, nee. Nou? Is jy klaar hier? Nee. So jy het my bedonder met die dans, hè? Dit wil jy, ek het jou geleer om so te praat met meisiekinders, hè? Klim in die kar, ons moet ry dorp toe. Ek is nog nie klaar nie. Die plaas kan wag. Hier's groot moeilikheid. Vanoggend 'n brief aangekom van Maurits aan die wetsgenootskap af. Maak oop, laat eens kyk. Het ek jou geleer om ander mense se pos oop te maak? Jy maak altyd my love letters oop. Nou goed, pas jy wat oopgeskeer het, hoor. Lieg hulle, Maurits, of lieg hulle nie? Wel, ek het Bossie gevra vir 'n bietjie besigheid te sorg, maar dit was alles net 'n grap geweest. Wel, is 'n blerrie simpel grap as jy my vra. Phyllis, hou jou bek. Maurits, wat beteken dit alles? Ek is aangekla oor 'n besigheid gewerk het. Ek kan my van die rol skrap. Damn, jou senator. Kan jy nie met jou bitterbek praat nie? Ek sal nie vir my luister. Alright. Sluit toe hier, Maurits. Ons gaan drink 'n dop. Gaan mense kan dink as jy so nigter is. Kry ek ook my een kry. Nou tyd vir nonsens praat, man, Phyllis. James, kom hier na toe. Geef ons asseblief 3 double limousines met coke en nee, ek dink maak dit maar 4 doubles. Alright, Maurits, wat gaat nou gebeur? Wel, ek sal seker maar met antwoord. As jy nie tevrede voel nie, dan val die saak hoogregs. As daai bosman jou loop verklik het, dan sluit ek môre my rekening down. Net môre. Jy skuld die bank R32.000 op die oordrag. Wie dink jy gaan die eerste daardie skade lê? Ek? Haha. Nee, ou boetie. Luister, dit help nou nie om ligsinnig te wees nie. Senator gaan my besigheid toemaak as ek nie keer net met iets doen. Julle tweeetjies. Is daar iets tussen julle? Wat vra jy nou so vra? Vra my net. Want jy sit met die een troefkaart in jou hand en dis Karin. As julle nou sou dreig om te loop trou of so iets, dan kan jy maak seker 'n grap. Nee, ek maak nie 'n grap. Bedoel jy nou ek met Karin se troefkaart hier na pa gebring? Maar tog jy so wit nie, man. Luister hier, die senator is gekrenk oor Elise dood. Dis nie wat hy almal wil seermaak rondom hom. Ek verstaan, ek kry hom jammer. Maar ek gaan nie Karin as 'n troefkaart hier gebruik nie. Nie so opgekoek raak nie. Neem 'n stuk strooi. Wat nou? Man,
Daar's 'n sekere vark in hierdie dorp wat ons lewens vir ons vreeslik moeilik maak. En ek gaan senator Skeepers se naam definitief nie in die verband noem nie. Please. Dan goed drank laat. Ek jammer maar wat Michelle daar gesê. Dis niks nie. Sal jy met my trou as ek jou vra? Dis nou 'n hipotetiese vraag. Wil jy my nou regtig as 'n proefkaart gebruik? Jy weet mos ek sal nie. En vir wat wil jy dan trou? Moet ek ernstig wees? Karim. Philip, kan ons jou oomlikkie sien asseblief? Goed, ons stap om pastorie toe. Kan jy nie zoiets goed vra? Jy weet mos ek kan nie. Jy sê huweliksbevestiger, Philip. Maar vir wat wil jy nou staan en troue? Vir wat? Ek kom papa te verneem, dis hoekom. Karim, luister na my. Elise is nog nie 4 maande dood nie, het jy al daaraan gedink? Luister nou, Philip, kom ons bly kalm. Karina wil graag hê jy moet ons trou. Dit beteken vir haar iets om jou aan haar kant te hê. Kan jy dit nie sien nie? Hoe kan jy my so iets kom vra? Ek weet nie hoe voel ek oor Karina. Dan jy kan op 'n briefslot aan haar weggee. Aan jou van alle mense. Ek het Maurits lief. Philip. Doen dit vir my, asseblief. Nee. Philip. Esther, ons het mekaar nog nooit gehad nie. Ons sal nie Christene. Maar waar is die bitterheid tussen ons? Jy moet my praat oor Christelikheid nie. Jy het my suster doodgemaak. Sy is nog skaars in 'n graf, maar dit Karina ook nie. Nee, ek gaan geen deel daaraan hê nie. Philip, luister. Het helpt nie, praat verder nie. Het helpt nie. Dink ek gaan my eie baan steek laat. Dink ek kan finaal van hierdie om kant te kies. Hoe ken jy my? Vra vir jou brood. Geef my 'n klip. Wat soort mense is jy, Philip? Wat soort predikant is jy? Het weier om 2 mense wat mekaar lief het in naam van God te trou. Toe jy bang so wat mense gaan sê? Hou die naam van Here uit in die gesprek uit. Sê jy beslik skaam. Sy bang is. Hy sien wat doen hier. Los my. Los my. Kan je dit doen, alsjeblieft?
Ek sal dit weet. Ek kan nie trou nie. Kan nie. Maurits se skorsing. Hy is hier. Ek gaan nou maar vir julle eers alleen laat. So, jy het die dagvaarding gekry. Nou kom jy weer my soebat. Om weer die saak terug te trek. Dit wil jy kom sien. En nou die dag daar by jou plaas, hoe jy my toe behandel. Nou wil jy ek met jou jammer kry. Ek moet die dagvaarding terugtrek. Ons moet alles vergeet. O nee. Ek het niks vir myself kom vra nie, senator. Niks nie. Ek het net gedink, dat so 'n verskriklike, bittere fiete tussen u en Maurits ontstaan. Het ek daarna gaan soek? Ek het mooi met hom gepraat. Ek wou iets in sy kop inprent. Wat dink jy wou luister? O nee. Nou gaan hy die gevolge dra. En Karin? Moet sy nou maar help om die gevolge te dra? Ek het Karin se toekoms vir haar uitgespel. En nou was jy jou hande in onskuld? Juffrou, as ek iets wil doen, keer niks my nie. Niks. Beteken Karin dan vir jou niks? Moenie my probeer omkom met Karin nie. Sy het niks met die hele boei te doen nie. Sy en Maurits gaan trou, senator. Trou? Sodat Maurits hom teen my kan wreek. Jy sal dit nie verstaan nie, senator. Maar die twee mense het mekaar lief. Ag, snert. Natuurlik sal jy sê snert. Wat weet jy van liefde af? Wanneer jy moet in jou lewe 'n mens lief gehad. Behalwe jouself. As Maurits en Karin met mekaar gaan trou, gaan ek vir hulle breek. Gaan sê jy dit vir hulle? Jy's 'n harde, hartlike ou man. Aan 'n dag kom, senator, wanneer jy gaan uitvind dat jy nie 'n enkele vriend in hierdie wêreld het nie. En daardie dag is nie meer ver nie. Ek hoop elke woord wat sy gesê het kom waar. Ek hoop dit met 'n hele hart. Ek en jy het lankal niks meer om vir mekaar te sê nie. Ag nee, my ding, wat is dit dan nou? Ag, ek wens dit kon anders gewees het. Ek hou nie van sulke oneenigheid nie. Jy moet onthou wat jou tant Emily gesê het. 'n Mens moet in hierdie lewe doen wat jy dink is reg. Ek kan jou niks bied raad gee nie. As jy vir Maurits liefhet, dan maak dit in elk geval nie saak wat hulle sê. Dan kan jy ook nie anders nie. Maar ek bring net ongeluk oor julle. Minste wat 'n mens in die wêreld kan verloor is geld. Waar is jy op pad heen? Ek gaan na Karin se troue toe. Het jy enige beswaar? Dis wat jy dink. O, so. En wie sê so? Nie enkele lid van my gesin sal al voete by daai troue sit nie, verstaan jy my? Philip gaan daar wees. En wie wat gaan hy doen? Hy gaan vir Karin in die kerk inneem. Steek dit in jou pyp en rook dit. Jy lieg dit. Gideon! Hoe voel dit om die skip te wees as al die rotte dit verlaat, hè?
Relax, ou pel. Jy loop net saam met die meisie by die deur en dis al. Kon 'n damn sight erger geweest, jy kon voor die kansel gestaan. Jy is gehoor oor jou familie, hè? Ek is hier, is ek nie. Ja, maar ek skat, jy sou vandag eerder in Jerusalem wou gewees het. Philip. As dit vir jou was nie, sou ek nie vandag kon deurgaan met die ding nie. Ja. Wie wil my pa gaan sê as jy dit hoor? Weet jy? Ek moes iemand se sien op wat ek doen. Ek kan nie sonder jou by die kerk inloop nie. Karinkie. Linda, jy moet weet. Ek is lief vir jou. Jou vader verraai. Papa, nie jy nie, Philip. Asseblief. Jy gaan dit nie aan my doen nie. Papa, ek het vir Karin beloof, asseblief. En wat van my? Jy gaan dit nie aan my doen nie, Philip. Karin. Philip. Karin, lafaard. Maurits Spreller de Necker en Carina de Waal. U het begeer dat die huwelik in die naam van God bevestig sal word. U moet egter eers hoor hoe eerbaar die huwelik volgens die woord van God is en weet dat dit 'n instelling van God is waarin hy 'n behaag het. Daarom het hy ook beloof om die getroudes te seën en hulle by te staan.
maar die wat in ontug lewe, veroordeel en straf hy. Leer jouself, jy het die regte ding gedoen. Die regte ding? Is dit die regte ding? Jy's net ontsteld, Philip. Ja. Ja, ek is ontsteld. Ek het nou net daar op die trappe die enigste mens wat ek ooit lief gehad het verraai. Ek is 'n swakkeling en jy het my so gemaak. Ek haat jou daaroor. Jy's my kind, Philip. Luister, jy's soos ek. Jou hand van my baadjie af. Alles wat ek gedoen het was vir jou en Karin. Luister na my, luister hier. Luister. Ek kan alles regmaak. Ek kan alles regmaak, jy ken my. Ja. Ja, pa kan altyd alles regmaak en maak die saak wie nie prosesseer kry nie. Want Karin of Maurits of hulle familie is. Wat maak hulle saak? Hulle is mos nie mense nie. Ek sal die aksie terugtrek. Asseblief, Philip. Enigiets, man. Asseblief. Philip. Ga weg van my af. Ga weg van my af. Maurits en Karin. En nou dat u weet dat God die huwelik ingestel het en wat hy u beveel het, getuig u hier voor die aanwesiges dat dit u opregte voorneme is om in hierdie staat so te lewe en begeer u om in die huwelik bevestig te word. Ja. Verklaar u, Maurits Priller de Necker, dat sover u weet daar regtens geen beletsel is teen u voorgenome huwelik met Carina de Waal hier teenwoordig en dat hy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat u Carina de Waal tot die wettige vrou neem. Ja. Verklaar u, Carina de Waal, dat sover u weet daar regtens geen beletsel is nie teen die voorgenome huwelik met Maurits de Necker en dat u almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat u Maurits de Necker tot die wettige man neem. Wat is uw antwoord? Praat alsjeblieft even harder, juffrouw. Wat is uw antwoord? Ja.